Goeiemôre. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelvader, ons dankie dat ons vanoggend weer uit u woord kan leer. O Here, baie dankie vir die lesse wat daar van ons in Openbaring opgeteken is. Help u ons om te verstaan wat die boodskap aan ons is. Help u ons dat u woord sal ingang vind in ons. En Here, gee dat ons sal reageer op u roepstem. U wat ons so liefgehad het dat u u seun na hierdie wêreld gestuur het om te sterf, voordat ons nog bestaan het op aarde, het u reeds geweet wie ons gaan wees en wat ons gaan doen en hoe ons gaan lewe. Maar Here, gee dat ons reageer op u roepstem, dat ons na u sal kom, dat ons Jesus Christus sal aanvaar as ons verlosser, en help ons dat hierdie reeks kan bydra daartoe, dat meer en meer mense na u sal gaan. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons is besig in ons reeks oor die Omega leer wat ons kyk na eindtyd gebeure. En ons het begin deur 9 verskillende aspekte te bespreek wat betrekking het op Openbaring. En ons is nou by Openbaring self en ons nader nou baie vinnig die einde van Openbaring. Verlede week het ek gepraat oor die ruiter op die wit perd, met ander woorde, dit is deel van die wederkoms van Christus. En vandag gaan ons verder en die hoofklem val vandag op die vrederyk en die oordeel wat gevel gaan word. Die laaste 2 bydraes, Openbaring 21 en 22, gaan dan wees van die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem en hoe dit gaan verskil van dit wat ons tans beleef. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat lees ons als in Openbaring 20? Voordat ons dit lees, moet ons net weer kyk waar ons presies staan in hierdie gebeure. Dit is die kaart van Laken waarna ek al soveel kere verwys het. Ons het aan die linkerkant begin en ons het redelik gevorder en verlede keer het ons bespreek dit wat nou daar in rooi omsirkel is. Daardie les en vandagsin vorm amper 'n eenheid en 'n mens moes dit eintlik aan mekaar doen, maar dit sal 'n baie lang lesing wees. So vandag gaan ons dan verder daarvandaan en ons bespreek die gedeelte net regs daarvan wat nou deur die blou eklips of ovaal omsirkel is. Ons gaan net nou weer daarna kyk. So vandag kom die vrederyk ter sprake. En een van die eerste vrae wat ontstaan is, wie is die mense wat in die vrederyk gaan lewe? So, kom ons kyk 'n bietjie na wat tydens die vrederyk kan gebeur. Die eerste wat betrokke gaan wees by die vrederyk is natuurlik Jesus Christus self, want hy is die persoon wat moet reageer of regeer, en dis verkeerd, ek kan hom nie 'n persoon noem nie, want hy's God. Maar dit is die eerste wat daar gaan wees in die vrederyk. Jesus heers met 'n eysterstaf oor die hele aarde vir 1000 jaar lank, want dit is wat die vrederyk is. Saam met Jesus gaan daar wees sy bruid. En dan het ons verlede week gesien dat alle Jode wat nog leef teen die einde van die verdrukking gered gaan word. Hulle gaan ook daar wees om te heers. En hierdie heerskappy gaan uit Jerusalem wees. Ons gaan net nou van naderby kyk na hierdie heerskappy. Maar wie gaan nog daar wees? Daar gaan 'n groep mense wees wat nie die teken van die dier aanvaar het nie, maar wat ook nie gered is nie. Met ander woorde, hulle het nog nie die besluit geneem of hulle hulle lewe vir Christus wil gee en of hulle vir Satan leef nie. So hulle gaan ook betrokke wees in die vrederyk en dit is die populasie eintlik wat die vrederyk gaan bewoon. Daarom word daar vir ons gesê ons gaan optree as priesters en profete vir hierdie mense om hulle te leer aangaande God en ons gaan dit 1000 jaar lank hê om hulle te leer. Maar die Jode wat gered word, gaan ook daarbey betrokke wees. So
dit is net om 'n oorsig eers te gee van wie is dit wat in die vrederyk ingaan, en dan gaan 'n mens beter verstaan wat ook in die vrederyk gebeur. So die vrederyk is nie 'n plek waar jy vir 1000 jaar lank gaan vakansie hou en op jou rug langs die see lê nie. Dit is iets heeltemal anders. Daar gaan gewerk word, daar gaan geëvangeliseer word, want hierdie mense wat nog nie die besluit geneem het nie, moet tot inkeer kom. Daar mag niks slegs in die hiernamaals ingaan wat na die vrederyk aanbreek nie. So kom ons keer terug, en ons het reeds gesien dat die kerk, het ons laas van gehoor in Openbaring 4. In die eerste vers van Openbaring 4 word Johannes weggeruk. Hy word weggeruk van die aarde af tot in die hemel. En dan lees ons niks van die kerk tussen Openbaring 4 en Openbaring 19 nie, of Openbaring 18 liewer. En in 18 het ons gesien, nou kom die kerk weer na vore. So hierdie tydperk wat daar 'n doodse stilte is oor die kerk, is die tyd waarin Israel tot inkeer moet kom, en die dinge wat gebeur is om Israel te kry dat hulle Jesus as hulle Messias moet aanvaar. So ons het verlede keer dan gepraat oor hierdie, en ek het toe begin by die kerk en vir die gewys wat op elke vlak gebeur, die kerk op aarde en onder die aarde, en ons het gesien dat teen die einde van daardie gedeelte beland die valsprofeet en die antichrist in die hel. Maar daar is nog nie met die duiwel, daar's nog niks aan die duiwel gedoen nie. Hy is bloot vasgebind, en ons het gelees dat hy vasgebind gaan wees vir hierdie 1000 jaar wat die vrederyk gaan duur. En dit is dan wat ons nou vandag wil bespreek. Maar kom ons kyk vinnig na iets anders. Ons kry verskillende opstandings waarvan gepraat word. Daar's 'n eerste en 'n tweede opstanding, maar daar is verskeie eerste opstandings. Ek het daar met 'n blou net onderkant die onderste lyn gemerk. Die eerste opstanding was Jesus Christus wat gekruisig is en op die 3de dag opgestaan het uit die dood, en hy het opgevaar na die hemel. Die volgende eerste opstanding wat daar gaan wees, is alle gelowiges wat gesterf het van Pinksterdag tot die wegraping, gaan dan opstaan, en saam met die wat nog leef op daardie tyd, Jesus ontmoet in die wolke, dit wat ons noem die wegraping. Die derde eerste opstanding is die van die 2 getuies. Hulle gaan leef op aarde en hulle gaan getuig van God, hulle gaan die evangelie verkondig, en vir 3,5 jaar lank sal niemand hulle kan skade aandoen nie. Maar dan word hulle deur die antichrist doodgemaak na 3,5 jaar. Hulle moet 3,5 dae lê hulle in die strate en die mense vier fees omdat hulle doodgemaak is. En dan staan hulle op uit die dood en hulle vaar op na die hemel. Dit is ook 'n eerste dood wat hulle dan sterf. Dan is die derde eerste dood aan die net voor die wederkoms van Christus. Daar is mense wat op daardie tydstip gaan sterf, en onder hulle is dit al die martelare wat tydens die hele verdrukking gesterf het. Hulle gaan dan opstaan. So dit is die 4de komponent van die eerste dood. Die laaste komponent van die eerste dood is aan die einde van die vrederyk. En jy sien daar aan die regterkant die een wat daar nou is. Aan die einde van die vrederyk gaan daar mense wees, tydens die 1000 jaar gaan daar mense gered word. Dit is die mense aan wie die evangelie verkondig moet word. En hulle gaan dan ook opstaan in 'n eerste dood. Maar daar is ook wat hulle nie gaan bekeer nie, wat dan die tweede opstanding sal moet meemaak,
Met ander woorde, die opstanding tot veroordeling in die hel, dit is wat daar in rooi aangetoon is. So u sien, daar's verskeie plekke van eerste opstandings en dan is daar 'n tweede opstanding. So kom ons lees wat sê die Bybel vir ons oor die vrederyk, en ons het al hierdie woorde van Openbaring 1 tot 6 baie vroeg in hierdie reeks gelees, amper 'n jaar gelede, bietjie minder as 'n jaar gelede, so kom ons lees dit weer 'n keer. En ek, dit is Johannes, het 'n engel uit die hemel sien neerdal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Die afgrond het ons reeds van gelees toe ons gekom het by die pla en ons gelees het van die bodemlose put wat ontsluit moet word en toe daar 'n klomp gediertes uitgekom wat as springkane beskryf is. Dit is die plek wat ons van lees. Maar goed, hierdie engel kom met 'n sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak. Wie is die draak? Die draak is die duiwel. Hy het die duiwel gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en het hom gebind 1000 jaar lank. Ekskuus tog. So hy bind die Satan met die ketting en hy werp hom in die afgrond en hou hom toegesluit en hy verseël die afgrond bokant hom. En die rede daarvoor is sodat hy, die Satan, nie meer die nasie sou kon verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Dit bring 'n mens dadelik by hierdie ander idees wat bestaan. Ek het reeds met u gesels oor premillennialisme, amillennialisme en postmillennialisme. En amillennialisme wat in die meeste kerke in Suid-Afrika verkondig word, sê dat ons nou reeds in die 1000-jarige vrederyk is. Met ander woorde, wat daardie mense sê, is dat die Bybel lieg om te sê, met hierdie vers, om te sê dat die duiwel gebind gaan wees, dat hy niemand kan verlei vir die 1000 jaar nie. Want Petrus het dit duidelik vir ons beskryf, dat die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en kyk na wie hy kan verslind. Dit wys vir jou wat gebeur as jy die Bybel verkeerd begin vertolk, want dan moet jy gedeeltes van die Bybel verdraai. As jy die Bybel net sien as beeldspraak, dan moet jy dinge so verdraai, dat dit kan sin maak om by jou beeld in te pas, dan is jy nie meer by die woord van God nie. So hier sien ons duidelik, dat die duiwel vir 1000 jaar toegesluit gaan wees. In daardie 1000 jaar is die valse profeet en die antichrist reeds in die hel. Met ander woorde, hulle kan niemand verlei nie. Maar nou kom ons by die laaste sinnetjie hier. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En hoekom moet hy ontbind word? Dit is die laaste kans wat God aan die mensdom gee. Die 1000-jarige vrederyk is daar vir diegene wat nog nie besluit het om God te volg, om hom te volg. En nou gaan mense vir 1000 jaar lank kan sien hoe dit voel om onder 'n werklike regverdige regering te staan. 'n Regering waar daar geen korrupsie is nie. Jy kan niemand omkoop nie. Jy moet doen wat van jou verwag word. Dis hoekom Jesus met 'n ysterstaf regeer. En die mens sal dit nie wil hê nie. Daarom sal baie verlei word in daardie rukkie wat die duiwel losgelaat word. En dit is waarom ek net nou vir u gewys het daarop, daar gaan 'n eerste en 'n tweede dood wees aan die einde van hierdie tyd, vir diegene wat Christus aanvaar en diegene wat Christus nie aanvaar as hulle Messias nie. Ons lees verder in hierdie gedeelte, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. Met ander woorde, dit is die martelare van die verdrukkingsperiode. Ons het hulle van tevore teëgekom waar Johannes hierdie siele onder die altaar gesien het. Omdat die antichrist die mense gaan doodmaak wat Christus aanvaar tydens die verdrukking.
Maar nou staan hier verder, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef as konings en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Met ander woorde, die bruid van Christus is by Christus, maar ook die martelare van die verdrukking is saam met Christus. Dit is soms vir mense 'n moeilike prentjie om te verstaan, maar onthou daar's 2 verskillende groepe. Daar's eintlik 3 verskillende groepe. Daar is die gelowiges uit die Ou Testament. Hier word nog glad nie oor hulle gepraat nie, so hulle is nog in die graf, om dit blaatant te stel. Jy kry diegene wat in Christus gesterf het, en diegene wat nog geleef het toe Christus hulle kom haal het in die wolke, wat by hom is, dit is die bruid van Christus. Maar daar is ook mense wat op daardie tydstip nog nie vir Christus aanvaar het nie, wat hom tydens die verdrukking eers gaan aanvaar en wat gaan sterf daarvoor, en dit is hulle wat dan opstaan en hulle gaan leef en as konings regeer saam met Christus vir hierdie 1000 jaar periode. Hier word dit net gestel as konings, op ander plekke word dit ook genoem as profete en priesters gaan hulle vir God optree. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Jy sien nie, hier kom nou weer mense wat uit die dood uit opstaan. En dan het ons Bybel die versindeling verkeerd gedoen. Ons Bybel sê, saam met hierdie sin, dit is die eerste opstanding en dit is foutief. Dit moet deel van die volgende sin wees. Want hierdie wat waarvan gepraat word, wat nie sal herlewe tot die 1000 jaar volëindig is nie, gaan eers met die tweede opstanding opstaan. So, die vers is op die verkeerde plek gebreek hier. Dit is die eerste opstanding, is eintlik 'n opskrif vir die volgende gedeelte wat kom. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Sien jy die onderskeid? Die eerste gedeelte in hierdie paragraaf en die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is 'n aparte een. Dan behoort die volgende gedeelte te lees. Dit is die eerste opstanding, in dubbelpunt, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. So moenie die fout maak om die eerste en die tweede opstanding met mekaar te verwar nie. Jy kan sien, selfs Bybelvertalers of die persone wat die verse in die Bybel geplaas het 'n probleem daar gehad. So, as ons dan wil kyk wie wanneer opstaan, het ek vir u hierdie tabelletjie saamgestel. Eerstens het ons Jesus se eerste koms gehad toe hy aarde toe gekom het. Toe hy gekruisig is, het daar van die Ou Testamentiese gelowiges uit die graf opgestaan. Ons weet nie wat van hulle geword het, die Bybel sê nêrens weer nie. Ons weet nie of hulle net vir 'n paar minute opgestaan het, of hulle 'n rukkie op aarde was om 'n boodskap te verkondig nie, maar ons sien hulle nie op aarde, met ander woorde, ons kan aanvaar dat hulle weer gesterf het. So, daar is nie 'n eintlike opstanding gewees met die eerste koms nie, is daardie tydelike opstanding van toe Jesus aan die kruis gesterf het. Die tweede keer as Jesus kom hy nie tot op die aarde nie. Hy kom tot in die wolke en dan kom hy ons haal sodat ons saam met hom kan wees. So dit is wat ons noem die wegraping. So kyk ons na die wegraping, is daar dan daarna die werklike tweede koms tot op die aarde en ons gaan kyk wat daar gebeur. En die laaste ding wat ons daarna gaan kyk is met die vrederyk wat daar gebeur. So, kom ons begin met wedergebore Christene. Tydens die wegraping word hulle weggeruk van die aarde af,
hulle ontmoet Jesus in die wolke, hulle gaan hemel toe, waar die huwelik tussen Jesus en die bruid voltrek word. As Jesus met sy tweede koms kom, dan kom hierdie wedergebore Christene, of die bruid is ook 'n woord wat ons daarvoor kan gebruik, kom saam met hom uit die hemel. Ek het verlede week vir u daarop gewys, as jy met die wederkoms kom met Christus, dan wil jy nie sy gesig sien nie, jy wil sy rug sien, want jy ry op 'n wit perd agter hom aan, jy's bekleed met wit rein linne. Diegene wat sy gesig sien, is die klomp wat hom nog nie aanvaar het nie, wat hy kom om te oordeel. Die tweede groep waarna ons kyk, is die Ou Testamentiese gelowiges. Hulle gaan aan die begin van die vrederyk heel moontlik opstaan uit die dood uit. Ons is nie seker van hulle nie. Dan het ons gesien dat die verdrukkingsmartelare ook in daardie tyd gaan opstaan. Jou Jode wat gered word, weet ons nie of hulle dadelik gaan na Christus toe gaan, en of hulle ook in daardie tyd gaan opstaan nie. Maar hulle is betrokke by die vrederyk. Hierdie wat ek in groen merk, as ons die Bybel mooi lees hoe dit beskryf word, dan word party beskryf dat dit aan die einde van die verdrukkinge is, en ander word beskryf dat dit aan die begin van die vrederyk is, maar dis in elk geval twee tye baie na aan mekaar. En dan sien ons dat ongelowiges gaan eers na die vrederyk uit die graf uitkom. So die eerste klomp wat ons sien is almal eerste opstanding, en die rooi kruisie is die tweede opstanding. Hulle word na die vrederyk uit die dood opgehef, en hulle word nie opgehef nie. Hulle staan eers na die vrederyk op uit die dood uit, om veroordeel te word om hel toe te gaan. Almal van ons gaan voor die troon van God staan. Maar as jy die Bybel mooi lees in die oorspronklike tale, dan kom jy ook agter, daar is verskillende trone. Daar is die groot wit troon waarvan ons net nou gaan praat, waar die oordeel plaasvind. Dan is daar nog 'n troon wat beskryf word, die Bema oordeel. En by die Bema oordeel is dit net geredde persone wat voor Christus gaan staan. Daar gaan Christus jou beloon vir alles wat jy vir hom gedoen het deur middel van die Heilige Gees. Met ander woorde, dade wat die Heilige Gees jou gedryf het om vir Christus te doen. Ons lees, as ek reg onthou, is dit in 1 Korintiërs 3, dat ons ook gaan skade ly vir dinge wat ons gedoen het, maar nie in die naam, ons doen dit kwansuis vir Jesus, maar ons doen dit nie omdat ons geroep is om dit te doen nie. Die Heilige Gees lei ons nie om dit te doen nie. En daar staan, dit sal soos strooi, soos hout sal dit verbrand. Maar daar waar die Heilige Gees jou gelei het, gaan dit wees soos edelgesteentes en edelmetale, dit sal nie verbrand nie, daarvoor gaan jy geloof word en gaan jy krone ontvang. So die Bema oordeel is soos by 'n atletiek byeenkoms, die rostrum waar jy staan, wat jy 'n eerste plek, 'n tweede plek, 'n derde plek kry, en dit is vir die verskillende krone wat Jesus gee vir diegene wat hom liefgehad het. Elkeen daar kry die kroon van die lewe, want jy het aanvaar dat Jesus vir jou gesterf het, so jy glo in hom, so jy kry daardie kroon. Maar dan is daar krone wat gegee word vir diegene wat sy woord verkondig het, vir diegene wat met afwagting uitsien na sy wederkoms. So daar is verskillende kategorieë. Die Bybel noem vir ons 5 verskillende krone, ons weet nie hoeveel krone daar werklik is nie. Daar kan 'n ander getal wees. So dit bring ons terug by ons skets, en ons het nou gekyk na die aanloop tot die vrederyk, wie in hierdie vrederyk gaan wees.
Maar kom ons kyk wat als gebeur tydens die vrederyk. Die eerste ding wat ons sien is vanaf vers 7 in Openbaring 20 is waar die duiwel verslaan word. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Onthou, ons het net nou gelees vir 'n kort tydjie. Kom ons kyk wat gebeur as hy ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Met ander woorde, die 4 hoeke van die aarde bedoel uit alle windrigtings uit, gaan hulle versamel word. Die woorde Gog en Magog word gebruik om te wys dat hulle optree soos die Gog en Magog van die Esegiel 38:39 oorlog. Dit verwys nie na die Esegiel 38:39 oorlog nie. Dis die gesindheid van daardie mense, so dit is wreed en boosaardig, en dit is mense wat 1000 jaar lank saam met Jesus op aarde geleef het, maar hulle kon hulle nie vereenselwig met hierdie regverdige regering nie. Dit is die mense wat wil omkoop, wat korrupsie soek om te leef soos hulle wil leef. Hulle wil nie gestraf word vir 'n oortreding nie. En hulle word versamel vir 'n oorlog, want daar kom nog 'n oorlog. Daar is 3 oorloë in die eindtyd. En ons gaan net nou 'n bietjie kyk na daardie oorloë. Maar die onrusbarende ding is, en hulle getal is soos die sand van die see. Met ander woorde, tydens hierdie 1000-jarige vrederyk slaag ons nie in ons evangelisasie pogings om hierdie mense te maak dat hulle God uit blydskap uit aanvaar, dat hulle die liefde vir hom ervaar nie. En hulle het opgekom, dis nou hierdie skare wat versamel vir die oorlog, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So dit is Jerusalem wat omsingel is. En die vuur van God het uit die hemel neergedaal, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. So hierdie klomp wat dan wil veg, wil eintlik teen Jesus Christus veg, maar hulle word deur God verslaan deur hierdie vuur wat hulle verteer. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swal gewerp, waar die dier en die vals profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Kom ons kyk net weer. Ons het net nou gelees dat dit 'n engel is wat die duiwel bind. Met ander woorde, die duiwel kan nie eers teen God veg nie. Hy is nie by magte om dit te doen nie. Om dit so te stel, dis 'n doodgewone engel. Dit is 'n wonderwese, maar dit is slegs 'n engel, is in staat om die duiwel te vang, te bind vir 1000 jaar lank. Maar nou word hy vrygelaat en hy verlei mense dat hulle 'n getal is soos die sand van die see. Maar nou sluit hy by sy 2 vriende, die dier of die antichrist en die vals profeet aan, wat op daardie stadium dan reeds 1000 jaar lank in die hel is. En nou is die 3 by mekaar in die hel waar hulle vir ewig gaan wees. En jy het die keuse. Kies jy Jesus Christus of kies jy jou vriend Satan? Kies jy die afgode? Kies jy die dwelmafgod, die drankafgod, die geldafgod, watter afgod ook al? Met ander woorde, kies jy om in die hel te wees by hierdie 3 vriende van jou? Of kies jy Jesus waar regverdigheid heers? Dit is jou keuse daardie. God roep jou en jy moet antwoord op sy roepstem. Hy weet wat jy gaan kies, want hy weet van die grondlegging van die aarde af, alles wat gebeur voor die grondlegging van die aarde af. Maar jy kies. En hierdie tyd wat hy vir ons gee, hierdie vredestyd op aarde, is 'n laaste genadegawe wat hy in die mensdom gee om gered te word.
En die mense word vertel, dis die laaste kans wat jy kry, maar hulle kies nog steeds om hulle eie gode te hê, om te leef soos hulle wil leef, en nie soos God wil hê ons moet leef nie. Hulle sien nie die voordele daarvan in nie. Jou misdadiger, hoekom pleeg hulle die misdade? Hoekom steel en beroof hulle? Hoekom vermoor hulle? Dit is wat hulle wil hê, dit is hoe hulle wil leef. En dan kan hulle nie verstaan dat hulle gevang en gevonnis word nie. Jesus gee vir ons die volmaakte koninkryk, en dan kies mense om op 'n ander wyse te leef, om te leef volgens dit wat die belangrikste is in hulle lewe, dit wat hulle gode is. So as ons dan kyk weer na ons kaart, dan sien ons dat ons nou van Openbaring 1 afgevorder het tot aan die einde van die 1000 jaar van die vrederyk wat daar gaan wees. En dit bring ons dan by die volgende gedeelte wat gaan voorkom, en dit is die oordeel wat gevel word aan die einde van daardie vrederyk. Daar waar die rooi ovaal getrek is. Ek het net nou gepraat van die groot wit troon oordeel, en ons nou by die. En ek, Johannes, het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. Met ander woorde, die mense probeer wegkom, hulle besef met eens, maar God is magtig. Maar hulle dink nog steeds, ek kan wegkruip en dan kan ek oorleef as hy weg is. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. Met ander woorde, van klein kindertjies af. Groot mense, leiers van volke, gaan voor God staan. En dan kom die maatstaf waarvolgens jy geoordeel word, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Jou werke red jou nie. Dis die genade van God wat jou red. En die genade is dat jy Jesus Christus kan aanroep, en hy sal jou reinig van al jou sonde, dat jy vlekkeloos voor God kan staan. As die bloed van Christus op jou is, dan word alle swart vlekke wat jy gehad het, word uitgevee in daardie boeke. Dan is dit 'n skoon gewaste bladsy wat God sien. Wat God daar sien is die bloed van sy seun, en hy het sy seun lief, en as jy gewas is deur sy seun, is dit hoe jy lyk, en daarom is jy welkom in die hemel. Maar as jy verkies om te doen dit wat jy wil doen, op die manier wat jy dit wil doen, as jy jou eie God is, dan is dit nie wat jy gaan kry nie. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Weereens wil ek beklemtoon, as hier van werke gepraat word, werke kan jou nie red nie. Dis jou geloof wat jou red. Maar as jy die geloof het, gaan jy werke hê wat spruit uit die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan dit in jou inspireer. Een van die wonderlikste verse in die Bybel bly vir my Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Die fynskrif onder dit wat ons nie kan lees nie, is eintlik, om jou in die Here te verlustig, moet die begeertes van jou hart wees om sy koninkryk uit te brei. Moet jou begeertes wees om hom te dien, hom te loof, alles vir hom te doen. Is dit wat jy doen? Want dan sal God jou die begeertes van jou hart gee. Dan sal jy welslae behaal in dit wat jy vir God probeer doen. Maar as die begeertes van jou hart is om skatte te versamel, om
geen probleme in die wêreld te hê nie. Met ander woorde, nie finansiële probleme, nie gesondheidsprobleme, niks van daardie aard nie. Dan het jy nie die regte God nie. Want God gee vir jou wat hy weet wat die beste is vir jou. En jy moet dit aanvaar. So het Paulus, hy sê hy 3 keer gebid vir die doring in sy vlees en is nie van hom weggeneem nie. Ons weet nie wat dit was nie. Maar dit is iets wat hom gepla het en God het dit nie weggevat nie. Het God nie iets by jou, of jou gesondheid, jou gebrek aan geld of so iets wat by jou is, wat God gebruik om jou daarvan bewus te maak, dat jy van hom afhanklik is en dat jy hom moet vra om in jou daaglikse brood te voorsien. God weet wat die beste is en jy moet by sy wil aanpas. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En nou die baie interessante vers. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Daar word gesê, as jy 1 keer gebore is, sterf jy 2 keer. Met ander woorde, jy het 'n geboorte uit die vlees gehad. Jy sterf op aarde 'n liggaamlike dood. En dan het jy die tweede dood, dit is die poel van vuur waarin jy gewerp word. As jy 2 keer gebore is, jy's gebore uit vlees en bloed. En dan is jy geestelik weergebore, die wedergeboorte, dan sterf jy net 1 keer, want daar is nie nog 'n dood vir jou nie. Wat gaan met jou gebeur? Gaan jy 1 keer sterf? Of gaan jy 2 keer sterf? Wat is jou verhouding met God? En kan u sien waarom hierdie dinge gebeur? In die hemel is daar geen plek. Ons gaan in die volgende 2 lesse gaan ons praat oor die hemel. En dan sal u sien, daar is nie plek vir enige kwaad in die hemel nie. Om daarin te kom, moet jy vlekkeloos wees. Jy moet skoon gewas wees deur die bloed van Jesus Christus. Kan dit van jou getuig word? Is jy skoon gewas deur Jesus se bloed? Of word jou lewe gekenmerk deur jou eie wil, dat jou gebed is, Here, gee my wat ek wil hê, wanneer ek dit wil hê en hoe ek dit wil hê, want dan tree jy nie op volgens die wil van God nie. Waar staan jy? En dit is dan die slot waarby ons kom. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Met ander woorde, as daar nie neergeskryf is, hierdie persoon is skoon gewas deur die bloed van Christus nie, dan is hy in die poel van vuur gewerp. Wat 'n tragiese einde om vir ewig in daardie poel van vuur te wees. Hemelvader, dankie vir hierdie gedeelte wat ons vanoggend kon bestudeer. Here, U is 'n groote en magtige God. U toon genade. U gee vir ons genade. U gee vir ons genade dat ons kan leef. U gee vir ons die genade dat ons die evangelie kan aanhoor. Here, U gee vir ons die keuse of ons U evangelie aanvaar of nie. Help dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, U evangelie sal aanvaar. Dat ons sal glo dat Jesus Christus na die aarde gekom het ter wille van ons oortredinge, dat hy ter wille van ons sonde deurboor is, sodat ons siele genees kan word, gereinig kan word, dat ons vlekkeloos voor U kan staan. O Here, wees met elkeen wat hierna luister. Begelei ons op ons weg en help ons dat ons ander kan vertel van U, dat hulle ook meer van U kan leer
en by U kan uitkom. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, ons Heiligmaker, ons middelaar by U, ons regter as ons U nie ken nie. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.